Is jy deel van die 20%? Interessant hoe ons as mense verskil in wat ons waarneem. Volgens die Bybel het 12 verkenners die beloofde land Kanaan gaan bekyk, voor hulle hom ingegaan het. 10 het net reuse gesien. 2, naamlik Joshua en Caleb, het eerder potensiaal gesien. Dieselfde land, dieselfde uitdagings. 2 radikaal verskillende verslae. Ons lees in Numeri 14 vers 6 tot 7. Ook het Joshua seun van Nun en Caleb seun van Jefune, manne wat saam die land verken het, hulle kleure geskeur en vir die hele vergadering Israeliete gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n buitengewoon goeie land. Nou, dis 'n totaal minderheidsverslag in verhouding met die ander wat negatief was. 2 uit die 12 het hierdie goeie verslag gesien. Skars 17%. Die res het hulle self beangs gepraat voor reuse nog voordat hulle 'n voet verroer het om die land binne te gaan. Nou hierdie patroon is nie net 'n antieke storie nie, want dit herhaal homself nog steeds. Navorsing oor mense se reaksie op verandering in die werkplek toon dat net 1 uit 5 werknemers verandering met opgewondenheid tegemoet gaan, terwyl die oorgrote meerderheid met onsekerheid, vrees of onverskilligheid reageer. En dis nie 'n gebrek aan inligting nie, dis 'n verskil in fokus en perspektief, presies soos by die 12 verkenners. So die vraag is nie vandag of jy reuse in jou pad gaan sien nie, jy sal. Die vraag is of jy, soos die 10, gaan glo en jou klere gaan skeur van vertwyfeling en glo jy gaan hulle nie kan oorwin nie. Of jy soos Joshua en Caleb jou klere sal skeur van oortuiging omdat jy glo die land wat voor jou lê is buitengewoon goed en het baie potensiaal. Nou positiewe potensiaal raak sien is nie naïwiteit nie. Dis geloofsmoed wat verder kyk as die reuse, wat kyk na die belofte wat God daar agter gee. Interessant, die Here het geoordeel dat nie een van die mense wat met vrees reageer het, die beloofde land sou binne gaan nie. En hulle het almal gesterf voor dit. Die wat wel met positiwiteit, Joshua, Caleb, hulle reaksie was. Die mense wat saam met hulle was, het die land binne gegaan. So, wees vandag deel van die minderheid en skeur jou ongeloof op en kyk met God se hulp na moontlikhede. Leef geïnspireerd.